vandag 'n bietjie verder kyk na gebed en wat gebed eintlik vir ons beteken en wat dit veronderstel is om te wees. Ons het gister gekyk na Filippense 4 vers 5 en 6 en dit is duidelik dat in tye wat dit moeilik gaan en in tye wat ons onseker is, moet ons juis na God toe hardloop sodat ons vrede kan ontvang. En ons het gesien hoe Daniël dit doen. Maar die groot ding wat ons altyd moet onthou, is dat gebed is nie net 'n plek waar ons 'n grocery lys moet gaan afsit van wat ons nodig het nie. Gebed is 'n tyd waar ons dinge moet gaan uitpleis, waar ons met die Here moet gaan praat oor wat verkeerd gaan in ons lewe, of waaroor ons opgewonde is, oor waaroor ons dankbaar is. Gebed is 'n kommunikasie tussen ons en God. Gebed is die cornerstone, soos die Engelsman sê, van ons geloof. Toe Jesus aan die kruis gesterf het, is die gordyn tussen die binnekamer van God en die mensdom gebreek. Ons het vrymoedigheid om na hom toe te gaan. Om te gaan sê, Vader, ek sukkel. Vader, vergewe my. Here, in watter rigting moet ek nou gaan? Here, waar kan ek nou my lewe verbeter? En die Here praat ook met ons. Hy praat met ons deur sy woord. Ons ontvang geloof deur sy woord. En hy praat met ons deur die geestelike ouens wat in ons lewens is, deur vriende, deur pastore, deur gemeentelede, deur mense wat ons onsself mee omring. As ons onsself net omring met mense wat nie die Here ken nie, dan gaan ons tekortskiet. Maar die Here kan selfs met jou praat terwyl jy jou gunsteling TV-program kyk. Jy kan daar net 'n liggie opgaan en jy kan besef, maar hierdie is bietjie dieper as wat ek gedink het, of jy begin wonder oor iets. Ek het begin wonder oor 'n program waarna ek kyk waar op 'n grafsteen saam She Met God Here. Hoe hartseer moet dit wees as iemand God eers op sy sterfbed ontmoet of eers ontmoet na die dood. Want ons het God alreeds ontmoet die dag toe ons hom aangeneem het as ons verlosser en ons saligmaker. Ons ken hom. Ons ken vir Jesus. Ons weet wie hy is, van die Heilige Gees wat in ons harte is om dit vir ons reveal. Dit is vir my lekker om te lewe saam met God. Dit is vir my lekker om elke dag deel te hê aan dit wat hy doen. In Markus 11 vers 24 sê Jesus, mag God jou oplig. Sê Jesus vir hulle, jy moet geloof hê in God, dit verseker ek julle. Julle kan vir hierdie berg sê, mag God jou oplig en in die see gooi, en dit sal so gebeur. Al wat nodig is dat julle regtig sal glo en nie in julle hart twyfel nie. Daarom verklaar ek vir julle, alles wat julle in die gebed vra, sal julle ontvang, as julle God daarmee vertrou. Jesus het dit verklaar, Jesus het dit gespreek. As ons God met iets vertrou, is dit opgelos, is dit uitgesorteer. Dit is hoekom ons moet bid, dit is hoekom ons nader aan God moet kom. Dan sê hy verder, maar wanneer julle besig is om te bid, vergewe eers enige een teen wie julle grief koester, dan sal julle hemelse Vader julle ook vergewe. So gebed en vergifnis en geloof is onlosmaakbaar aan ons godsdiens. En dan lees ons in Jakobus 5:16, die gebed van iemand wie se saak met God reg is, het 'n kragtige werking. En dan kan ons weer na 'n voorbeeld gaan kyk in konings, ons kan gaan kyk na Elia. Kyk wat het gebeur toe hy ernstig gebid het vir reën. Dit het gereën. Kyk wat het gebeur toe hy ernstig gebid het dat dit nie moet reën nie. Dit het nie gereën nie. Met ander woorde, die gebed van iemand wat werklik vertrou, wat God werklik ken en wat werklik 'n gesonde gebedslewe met God het, is baie, baie kragtig. Hemelse Vader, help ons om ons persoonlike verhouding met U dieper te maak. Here, help ons om te bid en om U te soek en om 'n pad met U te loop. Help ons om ons vrese en ons vreugdes altyd met U te deel, sodat U op die einde van die dag die vrede in ons hart kan bewerk. Amen.